Dag julle almal. Welkom in die nuwe kwartaal. Dis 'n kwartaal waarin ons gaan lekker saamgesels oor Jesus wat ons en jou beste vriend wil wees. Vroeger jare was dit 'n taboe onderwerp om te praat oor jou verhouding met die Here. Kan jy dit onthou? Mense het kerk toe gaan en uit die kerk het gekom en jy praat net nie oor wat jy beleef het in die kerk. Jy mag nie eens vir iemand gesê het, die Here sal jou seën nie. Dan het jy gedweep. Kan jy dit onthou? Baie keer was dit vir my 'n moeilike ding, want dit is vir my so gevoel, dis goed wat in my hart lewe oor die Here, maar ek kan nie daaroor praat nie. En ander wil nie met my daaroor praat nie. Met die tyd, soos wat die laaste paar jare aangaan het, of dekades, het mense al hoe meer en meer begin praat oor die Here. Miskien is dit nog vir jou ook 'n taboe onderwerp, dat jy nie graag wil praat oor jou vriendskap met die Here nie. En dis reg so, ons respekteer jou so, jy hoef nie as jy nie wil nie. Maar dwars deur die Bybel, is daar tog mense wat nie kon stil bly oor wat die Here vir hulle beteken. En het hulle gepraat, en het hulle getuienisse vir my baie beteken. Is Dawid nie geskryf het in die Psalms, as Paulus nie geskryf het nie, as daar nie in die Bybel getuienisse was oor wat God vir mense beteken het nie, dan sou ek arm gewees het. En daarom kan 'n mens maar praat. Die spreekwoord sê waarvan die hart van vol is, loop die mond in elk geval van oor. Jy kan nie stil bly oor 'n besonderse ding wat met jou gebeur het. En een van daai mooi dinge is 'n mens se vriendskap met die Here. Nou my pa, ek het al baie met julle gepraat oor my pa, hy was so 'n private mens. Hy het nie eintlik gepraat oor 'n preek nie. So af en toe sou hy gepraat het oor 'n mooi boek wat hy gelees het of iets, maar hy was stil, maar sy lewe het gepraat. En ek het hom nogal bewonder daarvoor. Later van jare het hy meer en meer begin praat, soos wat hy ontsluit het. Maar dit was nogal vir my interessant om een dag, nadat ons geëet het, dit was 'n ontbyt gewees, het ek besef, hy is gou na die badkamer toe om seker tande te borsel, en hy is daar vanaf kamer toe, en ek het kamer toe gehardloop om gou vir hom iets te vra, en die deur was toe. En toe ek die deur so oopstoot, toe sien ek sy Bybel voor hom oop, en hy staan op sy knieë, en hy bid met sy hande op so 'n besonderse manier, bid hy met sy hande so op mekaar. En dit was nogal vir my aangrypend, ek het dit dadelik gerespekteer, want dit was mooi. Later van tyd het ek hom gaan afloer, want elke keer na ontbyt het hy verdwyn en het hy 'n stil verhouding met die Here gehad, wat hy dan ook uitgeleef het. En dit gebeur toe so, ek was in staat 7 rond, dus ek en my pa alleen eendag op 'n plek, ek weet presies waar dit was, in ons tuin, wat hy vir my vra, Jurgens, glo jy in die Here? Ek sê, ja pa, ek glo in die Here, hoekom vra pa? Hy sê, nee, ek wil net weet of jy in die Here glo, hoekom glo jy in die Here? Ek sê vir hom, pa, maar pa glo, en ma glo, en dominee glo, en die ouderlinge glo, en almal glo, ek sal nog glo, pa, want julle is mooi mense. Toe sê my pa vir my, nee, Jurgens, jy moet nie glo omdat ons glo nie. Jy moet glo omdat jy self glo. Omdat jy 'n verhouding met die Here het. En dit was nogal vir my 'n challenge. En van toe af het ek opgestaan en ek het probeer 'n verhouding aan die gang knoop. Nou, dit begin sulke klein treetjies. Jy weet waar 'n mens, jy gaan bid en dan vra jy vir die Here vir hierdie spesifieke ding, wat jy weet jy nie kan organiseer of kan laat werk nie, want dit is net 'n godgrootte ding wat dit kan laat uitwerk. En dan sien jy, hy het my gebed verhoor. En dan besef jy, hy is daar, hy lewe. En dan begin 'n mens meer en meer met hom praat, en hier 'n gebed, en daar doen jy voorbinding vir iemand anders, en dan sien jy hoe goeders gebeur. En hoe meer jy sien hoe dat hy jou gebede verhoor,
en hoe dat hy vir jou sorg, nog voordat jy baie keer gevra het, besef jy maar, hy is met sy gees hier by jou. En so het dit in my lewe gebeur, dat ek later vir my pa kon sê, pa, ek het ook die Here ontdek. Dit is vir my wonderlik. Weet pa, dit het gebeur nadat ek dit gebid het. En pa, dit het gebeur nadat ek dat gebid het. En dit was nogal lekker. En so het my lewe geloop. Nie dat 'n mens op 'n stadium die Here ook maar 'n bietjie verwaarloos nie. Nee, dit gebeur, dit het in my lewe gebeur. Maar hy het my nie gelos nie. Dit is vir my gevoel soos, hy het my hand vasgehou, en ek het my hand in sy hand gehad, maar as ek gelos het hy my nie gelos nie. Ek kon maar net later weer terugkom en sê, Here, ek is alleen, ek het U nodig. Het is my so lekker om die Here te ken, as 'n beste vriend, met wie ek geheime kan deel, wat ek nie eers met Isabel, my vrou, deel, of my kinders, of my beste ander vriende, my kollegas. Ek deel my diepste geheime met hom. En dit is so lekker, om so 'n pad met hom te kan loop. Søren Kierkegaard het gesê, mens kry 2 soorte geloof. Jy kry 'n gewone geloof, wat sommer net geloof is, maar wat nie regtig 'n verhouding is nie. Mense wat glo soos wat ek in die begin geglo het, omdat almal glo het ek ook maar. Maar dan kry mens 'n diep gewortelde geloof in Jesus, wat 'n verhouding is, waarin jy 'n lewe saam met hom lewe, oop oë bid, te alle tye met hom besig is en bewus is van sy teenwoordigheid met sy gees in jou. En dis wat ons hierdie kwartaal gaan oor praat, oor die verskillende fasette van ons verhouding met Jesus, wat ons beste vriend wil wees. En so graag wil hê, jy moet ook vir hom 'n beste vriend of 'n vriendin wees. Julle gaan nou lekker gesels oor Paulus se wens, wat hy gehad het oor sy verhouding met die Here, as julle gaan lees in Filippense 3. En mag daai wens ook jou wens wees, en mag dit waar word. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat U U seun Jesus vir ons gestuur het, om ons beste vriend te wees. Dankie Here Jesus, dat U aan 'n kruishout gesterf het, vir my, en vir elke sondaar in hierdie wêreld. Dankie Here, dat U nie slaap nie, dag en nag vir ons intree by die Vader, en dat U ons persoonlike gebede voor. Dankie Here, dat daar so wonderlike verhouding kan wees tussen U en ons. Help ons Here om ook te groei in hierdie verhouding, en help ons om meer en meer te hoor wanneer U met ons praat. Ons weet U hoor altyd as ons met U praat, maar om fyn ingestel te wees op U, op die maniere waarop U praat, deur die woord en deur die natuur en deur gelowiges en selfs deur ongelowiges. Help ons Here om 'n beste verhouding met U te handhaaf tot U ons kom haal. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.